Ok, vandag is in baie opsigte 'n voortsetting van laasweek, want ons is klaar met die 4 strome. Maar ek wil oor een aspek daarvan net vandag 'n bietjie meer praat, en dit is oor die gedeelte van bevryding. Bevryding is nie net vir mense wat God nie ken nie. Want ek dink dis baie keer die mense hierdie ding van bevryding is goed, dat jy moet bose mense doen wat uit satanisme uitkom. Ek dink bevryding gaan in die eerste plek van God se kinders. Onthou, ons praat nie noodwendig van demoonbesetting nie. Ons praat net van daar's magte in die lig om ons. En baie keer is dit by ons vir 'n rede, en baie keer is hulle kansvatters en 'n klop. Maar daar is magte om ons. En as ons, wat ons laas oor gepraat het, byvoorbeeld, as ons inkoop of saamstem in die leuns wat Satan ons kan voorhou, want dis wat hy kan doen, hy kan lieg. En ons koop in op dit, dan is daar 'n rede vir hom of van sy gesande om daar te wees. Efesiërs 4 het gepraat, as jy onthou van net, het gesê, nie gaan kwaad slaap nie, maak vrede tog, want jy gee plek aan die duiwel, as jy nie rustig gaan slaap nie, en dis in baie aspekte so, is dan nie in die kwaad word nie. Maar so, ek dink dit is juist een deel van ons, God se kinders het nodig om vry te kom van goede, wat net om ons is, jy is nie demoonbesete nie, maar hulle beïnvloed jou. Dis vir sy kindertjies om vry te kom. En die ander interessante ding is, as jy in Matteus 12 lees van, daar is die hele storie, ek ken het van, as jy 'n gees wegjaag, sê dit, en hy loop rond in dorpplekke, en hy besluit, wel, is niks uit te doen, en hy kom terug by jou, en hy sien, die huis is skoon gevee, maar is leeg, dan kom hy terug in. En die selfde ding is, hy bring nog slegter as hy saam sê dit, en die toestand van so'n mense is erger as hy begin. Wat beteken, wie is die mense wat hulle self skoon maak? Dit is God se kinders, dit is wat ons doen. Dit is God se kinders wat deel is van bevryding. So ons wil baie graag geeste van ons al wegkry en wegjaag van alle goede. So ons job is nie net om skoon te maak, maar ons job is ook om vol te maak, so as dit kom, dat het vol is. So ek dink, bevryding is juist van God se kinders heel eerste. Waar staan die kerk? Baie evangeliese kerke ontken nie die feit miskien dat daar 'n Satan is nie, maar hulle sê, moenie gaan krap daar. As jy hom uitlos, gaan hy jou uitlos nie van die. En hulle gebruik hoofsaaklik, dink ek, hierdie vers hier daarvoor, dis Kolossense 2 vers 15, nadat hy die owerhede en magte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel en daaroor hulle getriomfeer het. En hy het, dit is 'n feit soos 'n koei, dan God, hy klaar oorwin. Oor daai rede het ons die gesag daaroor in sy naam. Dis omdat hulle klaar oorwonne vyand is. Maar dis nie die hele storie nie. Dis nie al verse in die Bybel wat praat oor geestelike magte nie. So ek wil vanoggend na 'n paar ander dinge ook kyk. 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond so brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Julle moet hom teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgeleer word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Ken van my, as jy 'n probleem ignoreer, is jy nie besig met nugter ding. Het sê, wees nugter en waaksaam. Want die duiwel loop buite rond, hy is nie daarmee om te kom bang maak, hy is daarmee te kom verslind. Dus, ek kyk vir ou met 'n skerping, soos hy sterkie, moet jy kamer uit nie, want jy is bang nie. Hy kom verwoes jou lewe as jy maar toelaat. Okay? Wees nugter daaroor, sê dit. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nou as jy graad 2 wetenskap agter die Bybel hoor en jy weet, weerstand beteken, daar is twee magte teen mekaar, anders bestaan weerstand nie. Die enigste rede hoekom daar weerstand is, wat jy moet teestaan, is omdat daar word teen jou gedruk. So weerstaan die duiwel, hoekom? Want hy druk na jou toe. So jy moet terugdruk, op een of ander manier. Dis 'n aktiewe ding, dis nie 'n passiewe ding nie. 1 Johannes 5 vers 19. Ons weet dat ons uit God is en dat die hele wêreld in die mag van die bose lê. Daar gaan kyk voorheen ook. So hierdie wêreld wat ons in is met sy organisasies en besighede en
en vermaak en al daai tipe van dinge lê in die mag van die bose. En as al hierdie vers wat ons nou gekyk het ook die waarheid is, dan beteken dit vir my ons kan nie die bose ignoreer nie. Dis dom. Jy kan dit doen, gaan jou niks help nie, en jy sal geen voetskiet daarmee. Bevryding is bloot die wegjaag van duivels, demone, gevalle engele, Satan, whatever dit is, wat jy wil doen, om aan hy verwys. Dis al wat dit is. Daar is nie iets snaaks nie, daar is nie 'n ding nie, en ons doen dit nie in ons krag, ons doen dit in autoriteit van Jesus. En autoriteit, het jy al gehoor, ek storie vertel al, maar autoriteit in my kop, het ek eendag so my prentjie gesien, toe die ligte, die verkeersligte uit was en al by ons Capital Park. Nou stuur hulle al die spoedspeurders om te meld vir die mense sê, maar wie moet ry en bly. Nou is die ding weer, ek ken 'n boer met 'n bakkie. Ek het so baie my prent van hoe 'n boer in 'n bakkie werk. En 'n boer in 'n bakkie luister nie vir 'n swart vrou nie. As daar 'n swart girl met haar baba op haar rug en 'n kombersie loop en sy vertel vir 'n boer in sy bakkie wat hy moet doen, gaan hy homself afvee daar. Maar as hy selfe swart girl 'n uniform aantrek wat sê sy is 'n spoedspeurder, dan gaan staan sy daar en sy sê vir die boere in die bakkies wie ry en wie bly. Wat is die verskil tussen die twee? Autoriteit. Die een sê, dis nie ek wat die staan vir jou dit sê nie, dis hierdie badge wat ek dra, die gee my die reg om die staan vir jou te sê wat jy moet doen, en mense erken dit. En hulle laat toe, laat die girl in 'n uniform vir hulle sê wat hulle moet doen. Dis die autoriteit wat jy gekry het in Jesus. So, dis nie iets snaaks in die eerste plek om met die bose magte te deel nie, en dis nie iets spes aan die hand nie. Want jy het autoriteit gekry, soos wat 'n speedkop daar staan, en vir klokkarre sê die ry en bly. Sal dit? Ek weet nie lekker waar pas hierdie goed as mense wat in boksies, almal is nie dieselfde nie, ek hou van spreadsheets. So as jy dit in 'n boksie wil sit, en waar pas bevryding in die Bybel in, wat se dinge sit, ek sien nergens 'n gawe van bevryding nie. Maar mense wat worry oor boksies, sê dit pas dalk in by genesing, as jy nou dink aan die gawes van die Gees. Daar is in Korintiërs 12 praat oor die goede. Maar ek weet nie wat sy boks is, sê dit waar jy wil, maar dit is nodig. Ons gaan nou kyk wat Jesus daar te sê gehad het en wat hy gedoen het. Hoe weet jy wat sy gawes jy het? As ek die storie reg kyk julle, met Lucius met gedeel met sy disciples ook, dink ek soos nou van hulle. Lukas 9 vers 1, en hy het sy 12 disciples saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee om al die duivels, oor al die duivels en om siektes te genees. En hoofstuk 10 praat dan ook van hy stuur die ander 70 ook nog uit, met dieselfde van opdrag. Jesus sê nie vir elke van hulle spesifiek gaan sê, okay, doen jy, het ek geseën met gawe van genesing, so jy gaan genees, jy gaan nie genees nie, jy gaan mense bemoedig, en jy gaan dit doen. Hy het vir hulle gesê, Alright boys, gaan doen julle ding. En deur ondervinding kom jy agter hoe werk die storie. So, een van die dinge wat ek vanoggend wil doen, is om jou aan te moedig om te funksioneer in dit wat God in jou wil hê. En as jy nie weet wat dit is nie, gaan doen iets en kyk hoe werk dit uit. Jy gaan niemand seermaak om te sê, gaan ek vir jou bid in Jesus se naam. Sien jy is bietjie seker vir jou bid. Ek sien jy is bietjie dit, kan ek help. Wat se gawe jy ook al dink jy het, baie keer 'n mens voel in jou hart nog wat aan die gang is in jou binneste. En mense het 'n natuurlike goed. Ek is nie 'n natuurlike gasheer nie. Ek is net semi-lief vir mense. So, hy het my vrou gegee wat hou van mense. So tussen die twee van ons kom ons reg en koekies uitdeel. Maar ek sal nie 'n goeie gasheer gemaak het persoonlik op my nie. En ek weet hoe my hartjie, so ek gaan nie probeer om dit so ding te doen nie. Ek doen dit maar soos die gedeeltes wat my nodig is daarvan. Soos nou julle, ek is maar met julle die beste van die tyd. Maar ek sal nie probeer om 'n gawe van gasvryheid te gaan uitleef as 'n bediening nie. Ek dink ek gaan al mense miskrik maak. So, jy moet gaan doen wat jou handjies vind om te doen en ontdek wat God vir jou het. Dalk het jy die ding van genesing. Dalk het jy ding van lering. Dalk het jy klomp goede. Ek weet nie. Maar dit lyk vir my dis wat Jesus gedoen het vir sy disipels. Hy het hulle gesê, gaan en werk met die goed en dan kom jy agter wat gaan aan. So hy bestaan net na die 12de, die 70 uitgestuur, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in die naam. Groot ontdekking vir hulle gewees.
Johannes 14:12, Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader toe gaan. Jesus sê, ek is nou klaar hierso. Ek gee nou die job vir julle. Gaan julle aan met hierdie goede, en julle gaan nog groter goed as hierdie goede doen. Nou, ons nou klaar hier gesien dat God gee sy autoriteit oor demone aan sy disciples. Dis soos my kop soos om evangelie te verkondig. Ek is nie evangelist nie, maar ek het 'n opdrag van God om sy evangelie te deel met mense. Daar's mense wat sy spesifieke roeping dit is. En al die ander goeds met dieselfde. Jy is dalk nie die grootste, of jy dalk nie die gawe van genesing, of saam met dit die ding van om mense bevryding te doen as 'n bediening. Maar elkeen van ons, dink ek, is 'n mate toegerus deur God om te doen wat hy van Christen verwag. Toe hy gesê het, gaan bekeer die wêreld, het hy nie almal evangeliste gemaak, nie 'n spesifieke roeping, maar almal het die vermoë om met mense te praat en mense by die Here uit te kry. En hierdie is my ook dieselfde ding as daai. Almal van julle is toegerus om te kan deel met die boosheid in jou lewe en die mense om jou te help. Ek het nie vreeslik twyfel daaroor nie. En die wonderlike ding is, jy help nie net mense vrykom van die bose, jy dit verdiep jou verhouding met God. As jy begin doen die dinge en ontdek wat God in jou wil hê en hoe om mense vry te kry. Want God het sy kerk so lief, frankly. Hy het nie net gekom om ons te red nie. Hy het gekom dat ons kan rus in hom. Maar die rus nie. Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. As jy om ons kyk, nie baie mense het rus nie. Hulle het nodig, Christus het gekom vir dit. Hy het gekom vir vryheid. Galasiërs 5 vers 1, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Baie mense het nie vryheid nie. Net die hele ding van 'n nuwe mens wees, dat hele mense gaan moet 'n nuwe mens wees. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel en ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Ons het nodig dat mense dat dinge ervaar en hulle gaan dit ervaar as jy begin woeker met wat God in jou wil hê, waarvan bevryding een van die goede is. So, dis al waar bevryding gaan, is nie mysterieus nie, is nie weird nie, dit behoort alreeds alles normaal te wees in my kop. Dis hoe vryheid mense uitkom, in groot mate. Kyk, nou, die Bybel, sover ek stories sien, neem Satan en sit dit mode ernstig op. Hierso is die missie, ons nou 'n paar die reding raak gelees in Lukas 4, wat Jesus sê wat hy kom doen het. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur, om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. So dis wat Jesus gesê het vir ons, wat hy kom doen. Hy bring genesing, hy bring vryheid en hy bring allerlei dinge. En hy bring dit, die vryheid van, is in groot mate, vryheid van Satan en die invloed en die verwoesting en alle goede wat hy gebring het. Julle sal ook onthou laas wat ons gesê het, heel ten einde van, hoe moet God gestuur? Christus gestuur om te kom oorwin oor die bose. Dis die manier hoe die Bybel dit stel. Want die eerste van die begin af, ons sien reg in die begin, Satan staan agter die sondeval. Hy staan agter die storie van Job. Hy staan agter Israel wat agter ander gode aanloop. Vroeger in die Nuwe Testament, Satan probeer agter Jesus doodmaak sy kind. Hy probeer in die woestyn verlei sy jong man. Hy probeer sy hele missie en sy boodskap afmaak as 'n klomp plak van 'n loelie. En hy staan agter die kruisiging van Jesus voor ons kyk. En dan gaan hy aan in stories as Jesus weg is, gaan jy vir al die stories lees nie, maar hier is die storie van Ananias en Safira, wat lieg. Vers 3, toe sê Petrus, Ananias, waarom het Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Satan staan agter alle goede, veroorsaak die dood van hierdie mense. Handelinge 16, slawemeisie, gebind deur Satan.
van Satan se bedrywigheid in die apostoliese briewe. 1 Korintiërs 10 vers 21. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie die tafel van die Here sit en aan die tafel van die duiwels nie. Ek weet nie hoe lees jy die goed en probeer die duiwel ignoreer nie. 2 Korintiërs 4 vers 4. Naamlik die ongelowiges en die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Mense word verblind nie deur, as nie wijsheid of dobbigheid op die brein nie, dis 'n demoniese invloed. Timotheus, wat 1 Timotheus 4 vers 1, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste dae sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Kan hom ignoreer nie, hy is aan die werk met 'n slim plan. Efesiërs 2 vers 2, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerstes van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Nou hier is die een ding, ek wil nie bang praat nie, ek wil net vir jou sê, hierdie goed is 'n realiteit en dit probeer wegredeneer of te dink, ek gaan dit uitlos, is nie die slim plan nie. Maar as jy nou dink oor Jesus en sy disippels was doen so, die duiwel is nie iewers nie. Dis nie die reaksie daarop wat jy hoef te hê nie. Hulle het half hanteer soos, hulle was daar, Here, ons die duiwel is in ons gehoorsaam, maar hy is soos in, natuurlik, ek het ons sien val in die hemel nie, dis nie 'n groot ding nie, so hy wees eerder bly en naast aan die boek van die lewe. Dis nie 'n groot issue nie. So jy hoef nie in vrees of in enige ding daarvan te wees nie, dis net, daai is die realiteit. Moenie 'n kop in die sand druk oor dit nie. So Jesus en sy disippels het nie die demone geïgnoreer of ontken nie, maar hulle het vreesloos teen hulle opgetree. Dit is nie 'n storie nie. En ons my baie opmerklik dat in daai tyd van die Bybel het niemand die goed probeer ontken. Ek sê nou as ek moet gesê, maar Here Gees, waarvan praat jy? Demone. Sis Agapo. Dis 'n realiteit vir hulle gewees. En dit val met eendag by dat in die hele groot wêreld wat ons ontbly, hierdie groen wat met blou planeet, of groen planeet, een van daai. Is dit 'n paar mensetjies in die westerse wêreld wat slimmer word en universiteite gebou het, wat die geestelike wêreld probeer wegredeneer of ignoreer. Die res van die aardbol is vas oortuig daar's 'n geestelike wêreld en hulle leef daar. Gewoonlik aan die verkeerde kant, maar hulle is bewus van die geestelike wêreld, dis nie vir hulle nuus nie. Paulus was reg oor waar die geveg lê. Efesiërs 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. As jy beklei op 'n ander plek, as jy besig om droog te maak, dan beklei jy gewone mense. Dis nie waar die geveg lê nie. Die geveg lê hier wat ons nie sien, wat ons oog gesien. Behoort ons as 'n kerk betrokke te wees by bevryding. Nou weet julle sal sien, hierdie is nie 'n praktiese ding van, dus jy 'n ou vasdruk en op knoffel gooi nie. Maar dit baie rede, ek wist ek altyd baie te wees vir nie. Maar dis 'n preek wat mense het van bevryding. So, hier is net, dis soos die res van die reeks, dis net, die goeds daar, en ek gaan nie elke vinger by die hang kan vat en aan die loop nie, ons gaan wel goed te doen prakties daarvan, soos laas gesê het, maar gaan lees oor die goedjies en vraag God van, wat wil hy met jou daai ding doen? En as jy het nog nie gedoen het, gaan gebruik jy autoriteit wat hy jou gegee het en kyk hoe werk dit. Dit werk nogal fantasties. Eventueel, hoe of behoort ons as 'n kerk betrokke te wees by bevryding? En ek dink die antwoord is natuurlik ja, anders sou ek nie vanoggend hier gestaan en babbel het nie. Lukas 11 vers 20. Maar as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. Jesus praat van, Jesus dryf die duiwel uit, en die slim ouens van die tyd sê van, ja, maar jy doen nie die krag van die duiwel. En Jesus antwoord vir hom, met 'n bietjie van 'n verduideliking van hoe kan dit werk dan, maar, as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom.
dit lyk vir my asof duiwels uitdryf bevestiging is van, of 'n teken vir mense is van God se koninkryk is hier. Dis nie net die blye boodskap van Jesus het jou lief en het jou kom red en sterf aan die kruis nie. Hier's nog 'n teken van die koninkryk van God is die krag van God wat duiwels uitdryf. So Jesus het baie stories vertel van hoe die koninkryk werk en vergelyk die storieetjies sodat mense kan verstaan die koninkryk van God is dit en dit is soos dit en is soos dit. Hier's nie nog 'n prentjie vir jou. So dink nou weer aan Lukas 4, miskien moet ek net gou terug gaan soek, as ek kan raak sien. Waar is hy nou? Nee, ek was maar net weer gehoor. Dat is Lukas 4. Okay. Lees gou weer net daar vir jouself weer. Dis wat Jesus gesê het, hy kom doen. Okay. Dan hou jy dit in gedagte. En dan lees jy dan hierdie saam met ja, hou dit nou in gedagte. Hierdie is Johannes 20 vers 21 wat nie is nie. As hy. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het. Lukas 4, soos die Vader my gestuur het, my missie. Stuur ek julle ook nou. So hoekom moet ons betrokke wees by bevryding? Eenvoudig Jesus het so gesê. Hy het gesê, die Vader het my gestuur om al die goede te gaan doen, om vry laat te verkondig, om mense uit gevangenis uit te breek, om mense gesond te maak, om hulle harte heel te kry. Ek stuur julle so uit, soos die Vader my gestuur het. Gaan doen hierdie goed. So hoekom moet jy betrokke raak daarbey? Redelik eenvoudig, die eerste rede is net Jesus het so gesê. En gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses. Is melaatses. Wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Daar is die storie. Die koninkryk van die hemel het naby gekom. En 'n teken van 'n koninkryk is hierdie goed, gaan doen dit. Jy hoef nie die bevryding te doen nie. Jy hoef nie die duiwel uit te steek nie. God doen dit. Hy het jy die autoriteit gegee, jy moet dit gaan enforce. En die lekker ding van God is, hy staan agter wat hy beveel het, en ek het nie dit daar nie duidelik nie. Ek van julle by julle. Ja, die boek nie, né? Ja. Markus 16, vers 15. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Hy wat glo dat doop sal gered word, hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met die sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem en as hulle iets dodelik drink, sal dit hulle geen kwaad doen. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en gaan sit aan die regterkant van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. God stuur jou om allerlei wonderlike dinge te doen en hy bak dit op. Hy gaan jou net stuur en sê, wel, sien jy met die wederkom sterkte. Hy het hulle, wat hy gestuur het om te doen bevestig en saam gegaan en hy het wonderlike tekens laat gebeur. So moet 'n bietjie meer te omskryf, 3 basiese redes van hoekom ons bevryding doen. Die eerste ding is, God verwag van ons om mense vry te maak van die bose, wat hulle op wat manier ook al bind. Jesus het, toe hy geloop het, vir hulle gedemonstreer hoe die ding werk, het hulle geleer, het hulle vertel wat moet gebeur, en dan vra hy aan ons om gehoorsaam aan hom te wees, en hoe die dinge te gaan doen. Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ek sê vir julle gaan doen hierdie goed. Gaan doen hierdie goed.
En hy stuur ons uit om aan te gaan met sy werk, ons nou net na gekyk. Vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Jesus het sy disciples geleer om kragtig te bedien en het die krag gegee om te doen, om sy ding te doen. So dit lyk vir my, asof Jesus elkeen van die gelowiges, as jy kind van God is, elkeen van julle 'n mate van, of genoeg krag gegee het om te doen wat hy vir ons gesê het om te doen. Hy gaan nie 'n opdrag gegee het, wat hy net jou gaan toegerus om te doen nie. So, met die ding van jy het nie dalk die groot gereer as 'n bevryder nie, min mense het frankly, hulle is din gesaai. Maar God het vir almal van sy opdrag gegee, van gaan doen hierdie goede. Wys vir mense, my koninkryk is hier, jy het krag ontvang as kind van God, om daai goede te kan doen. Hy verwag van ons om mense te help, om vry te kom van wat hulle vasbind. En hier sien dit werk, ons gehoorsaamheid kom eerste, en daarna kom ons gawes. So ons gaan doen hierdie goede, en God wys vir ons wat ons mee toegerus is, en daar is basiese goed lyk vir my, wat God almal mee in mate van toe is, om het te kan doen, sodat ons sy liggaam kan wees. Jy ontdek jou gawes deur jou aanbevel te maak. So hoekom is ons betrokke by dit? Eerste plek, God verwag het van ons. Die tweede plek, ons word gedryf deur empatie. Mense word hier gevang gehou julle, en mense, en kerke, en so kundiges en psigiaters, dat mense verstaan, maar daar is nie demone nie. Hulle sal jou brein vir jou skok, as jy by 'n sielkundige aankom met die twak wat jy van wil, wat hulle dink is 'n twak. Mense kom praat met ons, dan sal al, en die van julle wat al was, die vir ons vra, het hulle jou brein al vir jou probeer vra. Maar dis wat hulle doen. As jy van vertel van die bonatuurlike, gaan hy jou brein vir jou vra. Hulle sê, daar is nie so wêreld nie. Jy is mal, of jy is 'n geweldige sondaar, of iets soos dit, maar empatie behoort ons te dryf, want kyk net op die rond hoe lyk mense. Jy sien die statistiek. 50% van mense onder 30 jaar oud is mishandelingskinders. 40% van die vroue onder 30 is seksueel mishandel. En kyk jy om die mense en dink jy, elke tweede ou in die kerk is mishandelingskind. God se kinders, nie daar buite sataniste wat tot bekering kom nie. God se kinders in die kerk, stikkend. Nuwe uitspraktyke en satanisme en heksery en allerlei geestelike aktiwiteite is woes aan die toeneem. Kyk hoe lyk die movies. Kyk hoe lyk die boeke by die topsellers is. Mense is op soek na daai goede, want ek vermoed een van die dinge is die krag wat hulle sien daarin en die hoe, want die kerk lewe soos 'n, ek weet nie, iemand het huis genoeg lees. En dis al wat dit is. Daar is nie krag in die koninkryk van God nie. As God sê my koninkryk is een van die tekens daarvan, as al die goede gebeur, en het gebeur nie, dan gaan soek dit op plek. En hierso sien hulle dit gebeur. Kyk net wat hoe lyk dit demonies nie. Almal doen goede. Dis aan die doen nie maar goed. Bloedrituele tydens geweld is alledaags. Dis boos, dis bonatuurlik boos. As jy dink aan hoe dit in ons land gaan, die geweld wat dit is, die studies wat beskryf word, hulle is bloedrituele. Dit is nie toevallig staan daar oor die kop is klas of wat nie, of is skiet 'n boer en loop sy fiets weg nie. Daar is duiwelse sap en dit is 'n plan agter dit, connect the dots. Baie mense in die kerk het op bekering gekom uit die okkulte uit. Hierdie mense moet skoon gemaak word. Hulle is met ander in hulle lewens, dis nodig dat dit goed gebeur. En hier is net diep van groot goed. Wat van almal van ons emosionele wonde? Wat toelaat dat die Satan dalk soos gesê het, hulle vas kry of voet in die deur kry in ons lewens. Ons vir daai goede uitsort. So op het as gevolg van ons algemene dysfunksionaliteit is, as daar so 'n woord is, en of dit is van ons kultiese betrokkenheid, of wie weet, maar die Here se kindertjies is baie stikkend. En ons sien dit die hele tyd, en empatie behoort ons te dryf om iets te doen aan. Die derde rede hoekom ek dink ons betrokke daarmee wees. Dankbaar dat ek net 'n besoek het. Ons is in 'n saal. 'n gevoel in die middeldiens. Eerste rede was, God sê so, hy verwag het van ons om te doen, hy het ons gestuur om te doen. Die tweede rede was, empatie behoort ons te dryf. En die derde een is vir jou eie lekker self, en dit is dit verhoog jou geloof in Jesus.
Jy kan baie ding vir God doen. As jy vir God gaan getuig by plekke, vat 'n bietjie guts. En jy stap uit en sê, jy kan ek nie vertel of ons moet praat oor die huwelike wat twak is en ek sê, sorry, kan ek eens vertel, myne is nie so nie, en hoekom? En wat ook al, dit vat 'n bietjie guts, maar dis jy wat dit doen. Jy kan absoluut niks van jou eie kant af doen in bevryding nie. As God nie opdaag met krag nie, sit jy met jou vinger in jou oor. En dis amazing, jy gaan God in die werk sien in jou op 'n manier wat jy nie anders ons kan aantrek nie. Dis bonatuurlik. En weens, het hoef nie te wees met rapparaal en sirkus en mense wat rondtol en sulke dinge nie. Dit is natuurlik en eenvoudig en is autoriteit. Autoriteit sê hoe werk dit. Maar dis amazing om te weet wat hier gebeur, kan ek nie as 'n mens doen nie. Ek kan nie my slimheid of my kennis van God, ek kan niks doen met dit nie. Hier is God se krag in die werk. Dit is ongelooflik om jou lewe te sien en ervaar. En dit bring 'n ding vreugde en opgewondenheid en geestelike verryking en nederigheid. As jy sien hoe God die dinge kan doen. En dan ervaar ons en dan voel hierdie dinge waar in jou hart. Paulus se gebed. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Na die werking van sy krag, van sy sterkte. Jy ervaar dit en jy sien dit meer in bevryding, dink ek is enige ander plek. So die voordeel van bevryding is nie net vir die wat bevry word nie. Daar is ook vir jou 'n stuk voordeel aan. En is eintlik logies. Dit kan nie gebeur sonder nabyheid aan God nie. Jy gaan hierdie ding maak of fyk gebeur nie. Daar's 'n leuke storie in die Bybel van mense wat gedink, ons sien hierdie ding, dit lyk soos 'n goeie party trick, kom ons probeer dit. Toe daai demone met hulle gemors het, dit trek verskeer. Wat God van jou soek is nabyheid aan hom en dan het jy doen wat hy gevra om te doen. Hier is Markus 3 vers 14 en 15. En hy het die 12 aangestel sodat hulle saam met hom kon wees. En hulle kon uitstuur om te preek. En mag hê om siekes te genees en die duiwels te bedryf. Eerste ding dat hy wil hulle by hom gehad het. Saam met hom. En toe kon hulle uitstuur om al die stad te gaan doen. So ek wil vanoggend afsluit met twee dinge. Die ene is, ek wil jou vra om nooit op te hou groei nie, om nooit op te hou ondersoek doen in jou binneste nie. Om jou emosionele wonde gesond te kry, om te kan doen wat jy kan doen aan jou. Sodat jy kan aanhou groei, dat jy sal aanhou luister en leer om 'n disipel te wees, dat jy sal aanhou na God toe kom vir sy insig in jou lewe, dat jy allerlei dinge sal aanhou doen. En die tweede ding wat ek vir jou wil vra is om deel te word prakties van ons bediening se visie of se roeping of wat ook al, om die liggaam te herstel. Dis wat God se opdrag was, is herstel my tempel. So, jy het gekry wat God het nodig het. Jy hoef niks meer te kry as wat jy daar sit nie. As jy dink, ek is nog dit of ek is nog dit, ek is net so, ek is net ander goed as jy. As miskien 'n ouer Christen as jy of 'n langer een as die meeste mense, maar dis al. En dis nie 'n langer Christen wat demone wegjaag nie. Dis iemand sy autoriteit besef. En elke ding wat jy kan doen, kan ek vir iets noem. Dis nie mense wat lang Christen is, wat kan preek nie. Ek kan die Here laat my toe dink ek op baie keer om goed te sê net oor ek so lank al 'n Christen is. Dit is net, jy kan op ondervinding kry op 'n manier is en dit is net aan asemhaal. Jy gaan by die ondervinding uitkom. Maar jy het nie iets spesiaal nodig dat jy voor hoef te wag nie, om iets te doen. God het jou klaar toegerus met genoeg om te kan doen wat moet gebeur vir hom. Jy gaan obviously groei en goed ontdek en ondervinding opdoen in al die dinge. Maar jy kan begin doen met wat jy nou het. Jy hoef nie te wag vir iets beters nie. So dis my 2 challenges in jou volgende. En dan gaan jy agter die ding word. Wat ek dan in pad staan. Maar ons sal definitief 'n ding nou doen en dan hulle een weer. Dat jy verstaan net prakties kan. Ek weet dit is maklik om te sê jy doen hierdie goede. As jy nie weet prakties wat mense miskien in dit. Soms wil jy help en toerus met die praktiesheid van dit ook. Ons moet dink aan. Ons kan. Okay. Maar dan doen ze nog niet zondag. Kom eens tegen.
Here, eens dankie vir u woord, wat ons lewe aan kan vasmaak, dat ons 'n standaard het, en grond onder ons voete het, en 'n anker het wat nie skuif nie. En alles wat die wêreld aanbied is dryfsand. En ons voel bevoorreg dat ons lewe kan vasmaak aan ewigheid, aan 'n ewige God, met ewige insettinge wat nooit verander nie. En vanoggend wat ons nou gedink het oor bevryding en deel met die bose en die opdrag wat U vir ons gegee het van ek is gestuur om mense in vryheid te stuur. Ek stuur die hele ding om mense in vryheid te stuur. En as gemeente voel ons so groot nood daarvoor om te sien die mense se stikkigheid. En ons is baie maniere en ek weet nie wie vir wat geroep het nie. En wat se planne het, maar ek bid vir elkeen hier vanoggend dat een en later sal praat oor die praktiesheid van Christendom van wat doen ek. Sal U met hulle praat oor wat hulle moet doen. Oud en jong en groot en klein. Baie ondervinding en ondervinding. Hulle ken U. Sal U met hulle praat oor wat moet gedoen word. En om dit te doen. En ek dank U dat soos alles, Here, doen ons nie die goede wat U is 'n slawedrywer of U het 'n job wat U nie kan doen nie of enige van daai nie. Alles gaan vir U glorie, maar dit gaan ook vir ons beswil. That's amazing. Dat er enige ander godsdienst wat ek aan kan dink, mense doen en doen en vrees lewe as ek nie gedoen word nie. En ons het 'n liefdevolle Vader wat sê as jy die goed sal doen, sal die lewe in oorvloed ervaar. Dit is net soveel vir ons goed as wat dit is vir U genade. Dis amazing. En spesifiek op hierdie week se boodskap wil ek ook vra dat julle sal nie laat vrees nie, nie sal laat bang wees, nie sal laat terugstaan vir die boosheid om ons nie. Maar dat U vir hulle sal leer self deur die Gees en deur die woord van die autoriteit wat in hulle gesit het en wat dit beteken om te kan sê in die naam van Jesus. Sodat die vyand kan teestaan en die gesteel kan laat ophou en dat restaurasie laat kom. Ek wil hulle seën in die naam van Jesus Christus. Here, ek bid dit met al die, soos hulle hierdie goede sal leer en toepas, kom die vryheid, die seën wat U by U dien oor hulle uitgespreek het, om sterf het voor. Ek bid hulle sal prakties deurslaan in die lewe, dat hulle gesinne in vryheid sal uitloop, dat hulle kinders vry sal kom van al sy vaste, dat hulle huwelike sterk en geseën sal wees, dat hulle besighede en hulle roepinge geseën sal wees en vrugtevol sal wees. Dat hulle gesondheid sal rondhardloop, met krag soos arende. Dankie dat U vir ons al die dinge gebring het. En dat ons net kon sê, ja Here, kom doen hierdie vir ons. Ons kan onsself nie help nie, maar U het ons om help. En ons is nie ewig dankbaar daarvoor. En dankie wees net op 'n persoonlike level vir die mense wat in ons lewe gesit het en die mense wat in ons bediening gebring, ons waardeer dit. Dat U nie vir my nou die 'n opdrag gegee nie, maar dat U ook ons toerus en dat die mense om ons sit met tyd saam. Dat sal ons hierdie werk kan doen. Want dit is nie ons wat die koninkryk bou. Dis U wat die koninkryk bou en is nie afhanklik van een enkele mens nie. Ons is die liggaam. Ons wil saam met die werk doen. Bid ook dat U engele sal opdrag gee, gaande elkeen om saam met ons uit te gaan in hierdie week. Om ons te beskerm teen die bose en om ons veilig terug te bring in die goeie tyd. In Jesus se naam.